Goeiemôre almal. Ek het gister 'n video in Engels gemaak, maar ek moet sê, dit sit nie lekker by my nie. So ek gaan hom vandag oordoen in Afrikaans. My seuns van is so graag gehad dat ek moet dit in Engels doen, maar ek weet nie, ek voel net nie dit is op hierdie stadium reg nie. Miskien later, maar nie nou nie, ja. So anyway, die boodskap wat ek gister gedoen het is gegaan oor. Ek het gisteroggend net wakker geword en ek het net regtig gevoel dat die Heilige Gees met my praat dat dat Jesus besig is om vir ons 'n tafel voor te berei vir die wat nederig is van hart en die wat nederig is van gees. Die tipe mense wat ontvanklik is, wat wat kan woord ontvang, wat kan tugtiging ontvang, wat kan leer en verander. En dit is maar 'n moeilike pad, dit is maar 'n lang pad. Partykeer moet ons deur snoei prosesse gaan om daar uit te kom, maar dit is 'n pad wat absoluut die moeite werd is. Die ander ding waaroor ek gepraat het is die afgode in ons lewe. Ek wil vandag net so 'n bietjie daaraan raak en dan wil ek regtig bietjie daarop ingaan en ek is besig met 'n proses waar ek bietjie dit net 'n journey wat ek in my eie lewe maar net goeters begin raak sien. Ek en my man is al 'n paar keer wat ons deur baie swaar tye finansiëel gegaan het en ek moet sê in daardie swaar tye het die Here aan ons geopenbaar wat ons afgode is en dit wat is dit was 'n baie powerful wat se naam leerskool vir ons gewees en dit was 'n nodige leerskool gewees. So ek is baie dankbaar dat ons daardeur is en nog steeds deur dit gaan soms al gereeld en dat ons op 'n plek is waar ons totaal en al afhanklik is van die Here om te voorsien. Want dit hou ons nederig en nederigheid is 'n goeie plek om te wees. En dan die ander ding wat ek gepraat het, wat ek net ook glo die Heilige Gees baie swaar op my hart lê is, of in my gees mee praat is ware sacrifice, is dat ons moet begin sacrifice van die goed wat ons so aan vashou. Of dit nou tyd is, om ons tyd te kan afstaan aan ander mense, om kerk toe te gaan, om te bedien, waar die Here vir ons sê om te bedien, om sensitief te begin raak vir die stem van die Heilige Gees, en om dit daadwerklik te begin soek. As ons gaan lees van die Pentecost Sunday, toe die Heilige Gees op die disippels neergesak het, daar staan pertinent in die woord, slegs die wat die Heilige Gees wou ontvang, het dit ontvang. So dit was 'n keuse gewees. So ek wil julle net basies met daai goed los vandag. Dit is 'n paar tidbits, soos die Engelse sal sê. Dit is 'n paar jy weet, goed wat jy kan vashou en in jou gees bære en begin bid daaroor dat die Here sal, soos ons deur hierdie journey gaan, soos ek deur hierdie journey gaan en dit met julle deel, dat ons dat die Here aan julle sal openbaar waar jy dalk nie die Heilige Gees kies nie, of waar jy dalk jou afgode kies bo God, waar jy nie nederig is nie. Dat die Heilige Gees hierdie dinge aan julle sal begin openbaar, soos ons deur hierdie pad stap, en soos ek het vir julle oopbreek.
soos ek myself daardeur journey, ja, want ek kom al hoe meer agter dat die afgode wat ons in ons lewens het, die goed is wat ons weerhou om die stem van die Heilige Gees te hoor. Want die oomblik as wanneer ons die ander goeders vasklou en aanklou, soos die Israeliete gedoen het, in Exodus 32 en 33, waar God vir Moses gesê het, jou mense is besig om 'n kalf te bou. Dis hulle nie meer my mense nie, dis hulle jou mense. En God sê, in Engels sê hy, they are a stiff-necked people, en hy het homself verwyder. En toe moes Moses by hom pleit en sê, asseblief, moenie u rug op hulle draai nie. So ja, ek wil net bietjie daarop ingaan, op die afgoderry en hoe dit van ons steel, hoe die Heilige Gees homself verwyder, want hy kan nie funksioneer waar ons afgode bo God kies nie. En waar ons ook nie ons ten volle onsself kan wees wie God ons geskape het met al hierdie afgode in ons lewens nie, want God gee ons oor aan ons afgode. Hy sê vir ons, dis reg, julle kies hierdie goed, so julle gaan daarvolgens lewe. 'n goeie voorbeeld is, twee mense kom in 'n geveg, en die een sê, ek vat jou hof toe, en hulle kry prokureurs en alles betrokke. Ons is almal Christene, totdat so iets gebeur, dan kry ons die prokureurs en goed betrokke. Dan gee ons nie oor aan die Heilige Gees of aan die Here nie, maar ons maak op aardse goed staat, en dan kom die Here, en hy sê vir jou, maar dis reg, as jy hier volgens gaan lewe, gaan ek goeders op jou pad bring, jy gaan die hele tyd daai prokureur moet gebruik, want dit was jou keuse gewees, in die eerste plek om hom te gebruik, so nou gaan jy hom moet gebruik die hele tyd. Daar gaan goed in jou pad kom, waar jy die hele tyd die prokureur gaan moet gebruik, want jy wil hom, jy kies mos hierdie idol, jy kies mos hierdie wêreldse perspektief. So, ek kan maar net deel wat die Here aan my openbaar, wat die Heilige Gees aan my openbaar, en ek is jammer vir die mense wat hierdeur getuigtig word. Dit kom nie uit 'n plek van veroordeling uit nie, dit kom uit 'n plek van liefde, omgee, en my hart is dat ons almal sal vrykom van hierdie dinge, en dat ons sal geestelik groei, en dat ons die ewigheidsperspektief sal kry, en dat ons daar sal wees vir mekaar. Jy weet, ek het 'n baie emosionele naweek pas deur, en ek moet sê, ek dank die Here vandag vir vriende wat ek mee kan praat, wat my in die gees ophou, wat my arms hoog hou in die gees, en ek voel letterlik hoe mense saam met my bid, saam met ons bid, en ons arms bo hou, en ek wil net sê dankie. Dankie vir al die mense wat my vertrou, om saam met hulle te bid, en dankie vir almal wat saam met my bid en my arms bo hou, en perspektief, waarhede praat, my challenge, nie altyd met my saamstem nie, en my challenge, en sê maar dink 'n bietjie op hierdie manier daarna, en ja, ek moet sê, ek leer soveel, by oud en jonk, en ek is so dankbaar daaroor, ek is so dankbaar om te sien mense se geestelike rypheid, al is hulle jonk, van ouderdom, maar hulle geestelike, wisdom, it is amazing om te sien, julle, en dit maak my gees, laat jubel en juig, so ja, ek is dankbaar, ek is so dankbaar, al het ek 'n swaar gemoed gehad, is ek net dankbaar dat, jy weet, dat ek geestelike gemeenskap het, en ek sê vir julle, ek besef net meer en meer en meer hoe belangrik so 'n geestelike gemeenskap is, waar ons mekaar moet vashou en omring in gebede en daar wees vir mekaar.
in waarhede, en in woord, ja, en in die gees, waar ons net intree vir mekaar, want ons battles is nie teen vlees en bloed nie, maar dinge wat in die gees rondom ons aangaan. Anyway, be blessed van my huis tot joune. Ons praat weer.